En ons glo in Jesus, ons glo in die Heilige Gees, en hy bring die lewe terug, ons glo. Goeiemôre almal en welkom almal wat hier nou inskakel, so aanlyn. Hoop almal geniet nog hulle feestyd, so tussen Kersfees en Nuwejaar. En soos dankbaar dat ons almal, alhoewel ons nou nie so in persoon by mekaar kan kom nie, dat ons tog so aanlyn by mekaar kan kom. Voordat ek vir ons uit Matteus 2 vanaf vers 13 lees, kom ons nader die Here in gebed. Ons groot almagtige, heilige hemelse Vader. Heer, ons dankie wat ons in hierdie seisoen, in hierdie feestyd, waar ons nou onlangs ook net u seun se geboorte herdenk het, en wat ons gesien het wat 'n groot vreugde dit is om u kinders te kan wees, en om te kan weet dat ons God het ons so lief dat hy aarde toe gekom het, dat hy mens geword het, sodat ons met u verenig kan word. Vader, ons dankie wat ons die groot voorreg het wat ons uit die woord kan lees. En besonder waar ons nou gaan lees hier uit Matteus 2. En ons bid, Heer, dat hier waar u spreek, dat ons sal luister. En Vader, dat daar waar ons luister, dat ons in verwondering sal staan van wie u is, hoe groot u genade is, hoe groot u liefde vir ons is. En Vader, dat dit nie net vir ons woorde sal bly nie, maar dat ons werklik waar diep in die hart getref sal word. En dat ons ook van hier af sal uitgaan en die naam sal groot maak, die wonderdade sal verkondig en die lof besing. In Christus naam. Amen. Ek lees vir ons vanuit Matteus 2 vanaf vers 13. Die sterrekenners het teruggekeer en kyk, daar het 'n engel van die Here in 'n droom aan Josef verskyn en gesê: Maak gereed, neem die kindjie en sy moeder en vlug na Egipte, en bly daar tot wanneer ek jou opdrag gee, want Herodes is van plan om die kindjie te soek en om hom dood te maak. Josef het toe gereed gemaak en gedurende die nag die kindjie en sy moeder geneem en na Egipte vertrek. En hy het daar gebly tot Herodes se dood, sodat die woorde vervul sou word wat die Here deur die profeet gesê het. Uit Egipte het ek my seun geroep. Die Herodes agterkom dat hy deur die sterrekenners om die bos gelei is, was hy briesend. En hy het in Bethlehem en die hele omliggende gebied al die seentjies van 2 jaar en jonger om die lewe laat bring, in ooreenstemming met die tyd wat hy noukeurig van die sterrekenners verneem het. Toe is vervul wat deur die profeet Jeremia gesê is. 'n Stem is in Rama gehoor, 'n droewige gehuil en 'n luide rouklaag. Rachel huil oor haar kinders, en sy weier om vertroos te word, omdat hulle nie meer daar is nie. Herodes het gesterf, en kyk, daar het in Egipte 'n engel van die Here in 'n droom aan Josef verskyn, en gesê: Staan op, neem die kind en sy moeder, en gaan na die land Israel, want die mense wat die kind om die lewe wou bring, is dood. Hy het opgestaan en die kindjie en sy moeder saamgeneem en in die land Israel aangekom. Maar toe hy hoor dat Archelaus in die plek van sy vader Herodes oor Judea regeer, was hy bang om daarheen te gaan. Nadat hy in 'n droom 'n opdrag van God ontvang het, het hy na die landstreek Galilea vertrek en in 'n dorp met die naam Nasaret gaan woon, sodat vervul sou word wat deur die profete gesê is. Hy sal 'n Nasareëner genoem word. Kort na die vreugde van Kersfees, nadat engele gesing het, herders gekom het en die sterre oor die wêreld geskitter het, begin Matteus 2 vers 13 tot 23 met 'n gebeurtenis wat heeltemal anders klink.
Dis nie meer stille nag en vreugdevolle liedere nie. Dis 'n skielike duisternis van die wêreld wat gevaarlik, wreed en onstabiel is. En die woord wat alles saamvat is vlug. Die engel verskyn aan Josef in 'n droom en sê: "Maak gereed, neem die kindjie en sy moeder en vlug na Egipte toe." Dit is woorde van nood, van gevaar, van vrees en haastigheid. Die ware koning van die wêreld, Jesus Christus, begin sy aardse lewe nie in 'n paleis nie, maar as 'n vlugteling. Sy eerste reis is nie 'n triomftog nie, maar 'n nagmars in die donker op vlug van 'n tiran wat kinders vermoor. Rondom Jesus se geboorte is daar natuurlik vreugde, ja. Maar daar is ook trane, moeders se hartseer, soldate se geweld en 'n familie wat alles moet los om hul kind te red. En daar, juis in dit, sit daar 'n boodskap wat tot vandag toe nog weer klink. God weet wat dit is om op hierdie aarde soos 'n vreemdeling te leef. God weet wat dit is om te vlug. God weet wat dit is om bedreig te word. En omdat hy weet, is daar hoop vir elke vlugteling. Fisies, emosioneel, geestelik, elkeen wat voel, ek hoort nie hier nie. Hierdie wêreld is nie my uiteindelike tuiste nie. Ons sien die teks leer vir ons 4 groot waarhede. Eerstens, God beskerm sy kind, selfs te midde van chaos. Tweedens, God laat sy woord hoor, selfs wanneer tiranne woed. Derdens, God identifiseer met die vlugteling en die vreemdeling. En vierdens, God bring ons uiteindelik huis toe. Nou ons gaan so een vir een deur hierdie punte gaan. Ons begin natuurlik dan nou by God beskerm sy kind en ook dan natuurlik sy kinders. Die teks begin met 'n droom in die nag. God sê, maak gereed, vlug. Josef staan op, hy twyfel of talm nie, hy gehoorsaam. Hy neem Maria en Jesus en vertrek onmiddellik. Dit is nie God wat paniekerig optree nie, dit is God wat beskermend optree. Want Herodes, die koning wat sy troon, sy aansien en sy mag bo die waarheid verkies, stuur sy soldate na Bethlehem toe. Sy plan is duidelik. Vernietig die kind, elimineer die bedreiging, verduister die lig voordat dit begin skyn. Maar Herodes is te laat. Die kind is al op pad na Egipte toe. En sien, dit wys vir ons die maghebbers van die wêreld is nooit vinniger as God nie. Is nooit slimmer as God nie. Die wêreldse bedreigings is nooit sterker as God se beskerming nie. Nie in Jesus se lewe nie en ook nie in joune nie. En sommige van ons voel soos vlugtelinge. Vlugtend van angs, van dreigemente, werksonsekerheid, gesinsdruk, die vrees vir die toekoms. Ander voel geestelik of emosioneel uit plek uit. Soos mense wat nêrens werklik tuis voel nie. En hierdie gedeelte sê vir ons, God sien jou, God ken jou pad, God gaan jou vooruit. Let op, God verwyder nie die gevaar nie, maar hy lei hulle deur dit. En hy neem hulle nie terug na Nasaret nie, of hy neem hulle nie na Nasaret direk nie. Hy stuur hulle Egipte toe. En ja, soms vat God jou storms weg, maar meer kere vat God jou eerder deur die storms. Maar die belangrike ding is, selfs deur daardie storms, laat hy jou nie alleen nie. En dan sien ons in hierdie gedeelte, hy vat hulle Egipte toe. Die land waarin Israel eeue tevore slawe was. Dit word nou die toevlugsoord waarin die seun van God veilig is. Die plek van voormalige slawerny
word die plek van heilige redding. En so werk God. Baie maal die plekke wat ons dink is die gevaarlike plekke, die plekke wat ons dink ons eerder altyd sal wil vermy, die plekke wat ons dink is die plekke van vervloeking, is juis die plekke waarin God ons lei, sodat ons kan groei, sodat dit 'n plek van seën kan wees. Dan kyk ons nou na die tweede punt, God laat sy profetiese woord hoor. Matteus sê, sodat die woorde vervul sou word, wat die Here deur die profeet gesê het, uit Egipte het ek my seun geroep. Niks in hierdie verhaal gebeur toevallig nie. Nie die vlug nie, nie die bestemming nie, nie eens die verdriet van die moeders in Bethlehem nie. Selfs die hartseer word ingebed in die profetiese verhaal van God. Matteus haal dan uit Jeremia aan, 'n stem is in Rama gehoor, 'n droewige gehuil en 'n luide rouklaag. Jesaja, Hosea en Jeremia, hulle almal het gepraat van hierdie tyd. En hier sien ons 'n belangrike waarheid. God se plan word nooit in die wiele gery nie. Selfs in chaos is hy besig om sy woord te laat vervul. Dit wat vir ons lyk soos 'n mislukking, Jesus as 'n vlugteling, is eintlik net die vervulling van die skrif. Dit wat lyk soos 'n tragedie, Herodes se onmenslike optrede, word nie deur God goedgekeur nie, maar God werk selfs daardeur om sy groter plan te laat geskied. En ook, wanneer ons na hierdie tragiese gebeurtenis kyk, en ons wat so 'n bietjie verder daarvan af staan, ons kan sien, dalk iets wat daardie ouers, daardie moeders, wie se gehuil nie ophou nie. Ons kan half iets sien van die groter prentjie. Want sien, wanneer ons kyk na hierdie gebeure, dan waarin ons Here Jesus dan ook gebore is, dan besef ons maar, dis half 'n kontras. En dit wys vir ons die nood van hoekom Christus gebore moes word. Want is daar iets meer boos in hierdie wêreld as wat hier gebeur? Die moord op kinders, of die vermoording van kinders. Ons sien hierdie verskriklike, aaklige sonde wat hier gebeur. Hoe boos hierdie wêreld kan raak. En dan besef ons, maar hierdie wêreld het redding nodig. Dan besef ons hoe groot invloed die sondeval werklik op die wêreld gehad het, op die mens gehad het. En dan sien ons, maar hier is werklik redding nodig. Ons staan so 'n bietjie verder van die gebeurtenisse af en ons kan dit dalk sien. Maar dink byvoorbeeld aan hierdie gebeure en ook aan die gebeure in jou eie lewe. Dink byvoorbeeld aan 'n mosaïek. Wanneer jy naby staan, lyk dit soos klippies, soos stukkies glas, skerp randjies en liekrake kleure. Maar van ver af sien jy die prentjie. Ons sien die skerwe, God sien die geheel. Ons sien die vlug, God sien die tuiskoms. Ons sien die gevaar, God sien die beskerming. Ons sien die trane, God sien die heerlikheid wat kom. Dan gaan ons nou oor na die derde punt. God identifiseer met die vlugteling en met die vreemdeling. Jesus begin sy lewe as 'n vlugtelingkind. Hy kry nie 'n normale begin nie, hy kry nie stabiliteit, veiligheid en 'n vaste tuiste nie. Hy leer van kleins af hoe dit voel om 'n vreemdeling te wees in 'n ander land. Hoe dit voel om nie welkom te wees nie, hoe dit voel wanneer die wêreld om jou nie veilig is nie. En sien, wanneer ons kyk na hierdie gedeelte, na hierdie gebeure, na die feit dat hy wat hemel en aarde gemaak het, dat hy 'n vlugteling geword het in sy eie skepping. En dink ons dadelik aan die woorde van Johannes 1, waar daar staan, die ware lig wat elke mens verlig, was aan die kom na die wêreld.
Hy was in die wêreld en die wêreld het deur hom ontstaan en tog het die wêreld hom nie erken nie. Hy het gekom na wat syne was en tog het sy eie mense hom nie aanvaar nie. Hy wat hemel en aarde gemaak het, hy wat alles het deur hom ontstaan, die magtigste wese wat kan bestaan, kom na sy skepping toe as 'n skepsel en sy eie skepping verwerp hom. Hy word 'n vlugteling. Hy word verwerp. Hy word bedreig. En dan eindig Matteus 2 met nog iets opvallend. Jesus word groot in Nasaret, 'n plek met 'n reputasie van niks goeds nie. Hy leef onder gewone mense, gewone omstandighede, gewone stryd. Hy leef nie in 'n paleis of in die hoofstad of hierdie onder die toesig van leiwagte nie. Saam met invloedryke mense nie. Waarom? Sodat hy ons koning kan wees, moet werklik weet hoe dit voel om mens te wees. Hy was 'n vlugteling, 'n vreemdeling, 'n ontnugterde burger in 'n gewelddadige wêreld, 'n kind sonder 'n tuiste, 'n man met geen plek om sy kop neer te lê nie, 'n Here wat weet hoe dit voel as almal jou verwerp, 'n verlosser wat trane ken. En daarom sê Hebreërs 4, hy is nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede meegevoel kan hê nie. Want sien, Jesus identifiseer nie net met die vlugteling nie, hy het een geword. Hy identifiseer nie net met die vreemdeling nie, hy het een geword. Hy identifiseer nie net met pyn nie, hy het pyn beleef. So wanneer jy voel dat jy nie hier hoort nie, wanneer jy voel dat die wêreld vyandig is teenoor jou, wanneer jy voel dat die lewe jou uitskuif en onderdruk, onthou, jou verlosser ken daardie pad. Jou verlosser het daardie pad geloop en hy loop steeds daardie pad saam met jou. En dit bring ons dan uiteindelik by die 4de punt. God bring ons uiteindelik veilig huis toe. Herodes sterf. Die gevaar is verby. Die engel verskyn weer, die familie gaan terug, die vlugtelingkind kom huis toe. Maar let op, nie na Bethlehem toe waar die plek van trauma nie na Jerusalem toe die plek van konflik nie, maar na Nasaret. Byna 'n onverwagte stille plekkie. Waarom? Want God se pad huis toe lyk soms anders as wat ons verwag. Sy planne vir herstel loop nie altyd deur die plekke waar ons dink ons behoort te wees nie. Maar deur die plekke waar hy weet ons kan groei. En so wys hierdie teks na 'n groter beweging van God. Jesus keer terug uit Egipte sodat ons uit die wêreld se duisternis kan terugkeer. Hy vind 'n huis op aarde sodat ons uiteindelik 'n hemelse tuiste kan vind. Hy kom by Nasaret Hy kom na Nasaret toe sodat ons by die Vader se huis kan uitkom. En ons kan ook dankbaar wees sy pad het nie geëindig by Nasaret nie. Uiteindelik lei sy pad na Jerusalem toe, na die kruis toe, na die graf toe. En uiteindelik weer wat hy opstaan uit die dood en wat hy opvaar hemel toe. Sodat ons kan weet ons het 'n tuiste. Sodat ons kan weet ja, ons is vlugtelinge hier in hierdie wêreld, maar ons het uiteindelik 'n tuiste. Vroeër die week toe vra iemand vir my, wat beskou ek as 'n tuiste? Hoe beskryf ek 'n tuiste? 'n Tuiste is waar mens veilig voel, waar jy liefde beleef, waar jy aanvaar word en uiteindelik die enigste plek waar ons dit werklik kan beleef is by God. Is by die een wat ons gemaak het.
is by die een wat ons so lief het, dat hy sy eie seun kom gee, en dit is presies wat Christus kom doen. Hy kom verwyder die sonde, wat skeiding bring tussen ons en God, en hy bring ons tuis. Hy maak dit moontlik, dat ons wat vlugtelinge is, hier op aarde, kan tuis kom. En dit is hoekom ons vlugtelinge is nog vandag. Mense wat deur die wêreld beweeg as vreemdelinge, mense wat deur die wêreld gehaat word, mense wat deur die wêreld verstoot word en vervolg word. Ons is nie tuis hier op aarde nie. Ja, ons is in hierdie wêreld, maar ons is nie van hierdie wêreld nie. Ons sien te veel geweld, te veel pyn, te veel onreg, te veel verlies, dat ons werklik waar tuis kan wees hierso. Maar as Christene het ons hoop, en die Christelike hoop sê, die vlugteling sal huis toe kom. Die vreemdeling sal 'n tuiste kry, die pelgrim sal rus vind, God bring sy kinders veilig tuis. Hy het dit met Jesus gedoen, hy het dit deur Jesus gedoen, en hy sal dit vir elkeen van ons doen. Maar terwyl ons dan nou as vlugtelinge leef hier op aarde, hoe moet ons leef? Hoe is ons veronderstel om te leef hier op aarde? Eerstens, ons leef waaksaam, want die wêreld is gebroken. Soos Josef luister ons na God se stem en volg sy leiding. Al is dit soms teen ons verwagting in, want ons leef nie naïef nie. Die wêreld is gevaarlik, onstabiel en soms ongenaakbaar. Maar, en dit lei ons na die tweede punt, ons leef gehoorsaam want God is getrou. Josef is onmiddellik gehoorsaam. En gehoorsaamheid is nie om altyd alles te verstaan nie. Dis om God se leiding te vertrou. En derdens leef ons bemoedig, want Jesus ken ons pad. As jy vandag voel dat jy nie hier hoort nie, dat jy uit plek uit is, dat jy nie tuis voel nie, dat jy op vreemde grond leef. Onthou, jou Here het die pad van vlugteling eerste geloop. Hy is die God wat die wêreld binnekom, nie as 'n heerser nie, maar as 'n kind wat moes vlug. Maar vierdens, ons leef hoopvol, want ons is op pad huis toe. Jesus se vlug na Egipte en sy terugkeer wys na 'n groter waarheid. Die wêreldse bedreigings is tydelik, maar God se redding is ewig. Ons tuiste by hom duur tot in ewigheid. Ons is nou vreemdelinge, ja, maar net vir 'n kort tydjie. Ons wag op die dag wanneer hierdie vlugtelingstatus opgehef word en die Vader vir onsself sal sê, welgedaan, kom in my kind, welkom tuis. Dit is waarna ons uitsien. Dit is die rede hoekom ons Here Jesus Christus, hoekom ons God vlugteling moes word, sodat ons wat sy kinders is, wat as vlugtelinge op hierdie aarde leef, sodat ons 'n tuiste kan hê, sodat ons hoop kan hê, en sodat ons uiteindelik die ewige lewe kan ontvang. Nie omdat ons dit verdien nie, maar omdat God so goed is. En nou het ons ook hierdie taak om hierdie wonderlike evangelie, hierdie wonderlike boodskap in die wêreld te gaan verkondig. Om vir hulle te sê, as jy nie tuis voel op hierdie aarde nie, as jy uit plek uit voel, daar is een wat vir jou 'n tuiste geskep het. Daar is een wat vir jou vrede gebring het tussen God en mens, sodat jy kan huis toe kom, sodat jy kan veilig voel, sodat jy die liefde kan ervaar, sodat jy genade kan ervaar, sodat jy God kan ervaar. Dit is wat die evangelie boodskap is. Die beste boodskap wat nog ooit verkondig is op hierdie aarde. En ons het die groot voorreg om dit ook te gaan verkondig aan die res van die wêreld. Amen. Ons bid saam. Ons almagtige Hemelse Vader, Here, ons dankie. Ons dankie dat ons kan weet in tye wat ons ook voel dat ons nie werklik tuis is nie, dat in tye wat ons kan voel dat daar kort iets in hierdie wêreld, of dat ons die onreg van hierdie wêreld kan beleef
en ons dink maar dit is nie hoe dinge veronderstel is om te wees nie, dat ons kan weet, maar dit is so. Dit is nie hoe dinge veronderstel is om te wees nie. Dit is nie ons tuiste nie. Ons is vlugtelinge en net soos wat ons Here Jesus 'n vlugteling was, weet ons wat hy met ons kan identifiseer. Wat ons weet, hy kan meegevoel met ons hê want hy was self deur dit. Vader, ons dank U dat ons so 'n hoëpriester het na wie toe ons kan kom. Wat meegevoel kan hê, wat waarlik meegevoel kan hê. Maar Vader, dat ons kan weet, dat ons nie net meegevoel kan ervaar nie, maar, of dat ons meegevoel kan ontvang nie, maar ook dat ons kan weet, dit is tydelik. Dat ons kan weet, U seun het aarde toe gekom, dat hy 'n vlugteling geword het, dat hy mens geword het, dat hy aan 'n kruis gesterf het, sodat ons 'n tuiste kan hê. Sodat ons 'n veilige vesting, 'n hawe kan hê, sodat ons hoop kan hê in hierdie wêreld, waar ons as vlugtelinge woon. Dat ons kan tuiskom na U toe. Dat daar waar Adam en Eva uit die tuin uitgeskop is as gevolg van die sonde wat hulle in die wêreld ingebring het, dat ons nou hierdie groot hoop het, dat ons hierdie groot verwagting het, hierdie uitsig het, dat die sonde voorbetaal is, dat dit weggeneem is en dat ons nou uiteindelik weer kan huis toe kom na U teenwoordigheid. Vader, mag ons hierdie goeie boodskap aan die wêreld gaan verkondig, dat ons so U naam groot maak, dat ons U genade verkondig en dat ons ook so U lof kan besing. In Christus naam. Amen. Ons glo God die Vader en ons glo in Jesus. Ons glo in die Heilige Gees en hy bring die lewe terug.